Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Lukas 19 en ons lees daar vanaf vers 1 tot en met vers 10. Ons het die naweek die voorreg gehad om bazaar te kon hou. En as ons dink oor die bazaar, dan dink ons die bazaar altyd as 'n dankfees, as 'n geleentheid om sommer net dankie te sê vir dit wat ons elke dag ook uit God se hand ontvang. Nou as 'n mens dink oor dankbaarheid, is daar natuurlik 'n klomp definisies van wat ons sou beskou as dankbaarheid. Maar ek dink dat dankbaarheid as 'n lewensingesteldheid is eintlik 'n baie kenmerkende eienskap van gelowiges. Dat gelowiges die vermoë het om met ander oë na die lewe te kyk, ongeag hul omstandighede. Dit gebeur dat mense eintlik die seëninge van die Here raak sien, dat mense vir jou kan sê, dit gaan soms my moeilik, maar as ek kyk na ander mense en die kruis wat hulle dra, dan is ek dankbaar vir dit wat die Here vir my kom gee het. Ek dink dit is om die lewe nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Is om nie mense as vanselfsprekend aanvaar nie, maar hulle absoluut te sien as 'n geskenk, as 'n gawe uit God se hand. En daarom is dit belangrik om voortdurend verras te word met dit wat jy ontvang en dit wat die lewe vir jou kom bied. Ek het so ruk terug 'n kursus gedoen by Neurozone en hulle het gewerk rondom die veerkragtigheid van jou brein en deur te sê dat om jou brein veerkragtig te hou, om die vermoë te hê om in moeilike omstandighede weer op te staan, is een van die aktiwiteite wat jy moet doen, is om elke oggend op te staan en te gaan sê, wat is die 5 dinge waarvoor ek vandag dankbaar is? Want dankbaarheid versterk nie net jou fisiese en jou emosionele en jou fisiese gesondheid nie. Dankbaarheid gee vir jou die vermoë om met ander oë na die lewe te kyk. Gee vir die vermoë om anders te dink en anders op te tree. Dit maak eintlik van jou 'n gelukkige mens en dit beïnvloed dikwels ook die mense rondom jou. En een van die ongelooflike voorbeelde wat ons lees is die verhaal van Saggeus en ek lees hier van vers 1. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim om Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van God. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Hierdie ongelooflike bekende verhaal vertel die verhaal van Saggeus, die hooftollenaar, iemand wat baie ryk was, omdat hy ook geld afgepers het van mense, in die proses ook baie vereensaam het. Dink ek was daar ook half 'n soeke en 'n dors ook na Jesus in sy lewe. Hy klim dan in 'n boom en wanneer die Here verbygaan, gebeur die wonder van hierdie verhaal en dit is dat die Here hom raak sien en dat die Here vir hom sê, maar ek wil vandag by jou tuis wees. Ek wil vandag by jou kom eet. En almal wat rondom hom was natuurlik beswaard geweest, want hoe kan hierdie Jesus dan by 'n sondige man tuis gaan? Ons lees hierdie verhaal dat hy in Christus vergifnis ontvang. Dat die vaslooptyd van sy lewe verander wanneer hy hierdie ontmoeting met Jesus Christus het. En die ongelooflike hiervan is dat wanneer die Here sy lewe verander, dan sien ons dat sy ingesteldheid tot die lewe verander, dat hy dankbaar is vir dit wat die Here in sy lewe kom doen het. Dat hy aan vir die Here gesê het, Here, ek is bereid om die helfte weg te gee. Ek is waar ek iets van mense afgepers is, sal ek 4-dubbel teruggee van dit wat ek van ander gevat het. En so kom daar dan redding vir hierdie man
En die Here sê dan hierdie man het dan ook deel aan die nageslag van Abraham, ingesluit eintlik binne hierdie verbondsliefde van die Here. Saggeus se naam beteken skoon of onskuldig. Dis die Hebreëse woord zakka. En nou lees ons dat die Here sy identiteit verander, maar wanneer die Here sy identiteit verander, dan kom daar dankbaarheid in sy hart. En daarom dat die Here vir ons oproep om te sê, wees in alle omstandighede dankbaar. Dankbaarheid moet die manier van lewe word, en wanneer ek dankbaar is, dan beteken dit dat die Here my ingesteldheid tot die lewe verander. Ons lees dan dat die disippels vir Saggeus die naam Matthias gee. En dis ook hierdie Matthias wat dan ook dan nou een van die disippels word in die plek van Judas. En navorsing sê dat Saggeus dan ook die eerste biskop was in Caesarea gewees. En so die Here net Saggeus se lewe verander, hy verander die gemeenskap, want sy hart verander. Hy gee vir die armes. Hy is regverdig in die heffing van sy belastings. En so bring die Here vir hierdie Saggeus tot seën dan ook van 'n gemeenskap. So ons sê ons is dankbaar. As ons sê ons besef hoe genadig ons is. Ons het die vermoë om die klein wonderwerke van die lewe raak te sien. Dan beteken dit dat dit ook ons lewe en ons ingesteldheid verander. En daarom 'n lewe van toewyding, 'n lewe van dankbaarheid, is 'n lewe wat getuig van 'n nuwe mens. En dit word sigbaar in my verhouding ook met ander. Kom ons bid saam. Here, ons wil bid dat in hierdie danktyd, en wil U ons ook gebruik om ons hele lewe aan U toe te wy. En ons wil bid, Here, dat ons dankbaarheid sal sigbaar word, maar ook 'n kenmerk sal word van wie ons is. Amen.